Hartlike goeiemôre medebroers en susters, medevolksgenote. Ek vertrou dat dit goed gaan met elkeen van julle. Dis weer tyd dat ek bietjie gesig wys na 'n lang afwesigheid van videoleringe en studies maak. Ek het nou weer bietjie inspirasie gekry om weer te begin. Ek wil graag vandag die een wat ek aan julle gaan voorlê is oor 'n ding wat besig is om kop uit te steek onder ons volk. En is baie subtiel ook, baie subtiel, en ek sien as mense nie gewortel is in die skrif en hulle skrifte goed ken nie en goed gelei word deur die afgesonderde gees nie, val hulle, soos die Engelsman sal sê, hook, line en sinker vir hierdie ding. En dit gaan oor die feit dat daar gepredik word deur misleiers daar buite onder ons volk, dat vergifnis nou kan geskied sonder bloed. En die punt wat hulle bereik daarmee is, en dit word baie subtiel gedoen tussen die lyne, hulle leer die mense dat Yeshua se bloed nie nodig is om ons sondes te vergewe nie. Ja, dis verbuisterend, glo dit of nie. Dis skrikwekkend dat hierdie tipe goed onder die mense versprei word. En die mense sit die likes en die hartjies onder hierdie tipe leringe, hulle stem saam met dit, hulle prys dit. Ek gee hierdie video vandag vir julle uit. Kyk gerus daarna, deel dit met medevolksgenote en kyk self wat die skrif sê, dat hierdie misleiers is besig om vir ons te lieg, en ek bid dat vir al die nuwelinge wat in die waarheid kom, nie vir hierdie strikke sal val nie, dat Vader hulle oë waarheid sal oopmaak, en dat hulle geseën sal wees met skerp gees van onderskeiding, om die waarheid van die leuns te onderskei, en nie in hierdie strikke te trap nie. Dankie vir die saamkyk, en geseënde dag vir elkeen. Vergifnis sonder bloed. Die argument gaan gewoonlik so: kyk, hier is gedeeltes in die skrif waar Elohim mense vergewe, sonder dat 'n diereoffer geoffer word. Daarom is bloedversoening nie nodig nie. Die teksgedeeltes wat kritici gewoonlik aanhaal om hulle valse teorie van vergifnis sonder bloedoffers te regverdig, is onder andere Markus 2 vers 9, Johannes 20 vers 23, Lukas 7 vers 47 tot 48, Lukas 3 vers 3, Micha 7 vers 18 tot 20 en Jeremia 50 vers 20. Maar, liewe broers en susters, medevolksgenote, wanneer ons daardie gedeeltes in hul breër skriftuurlike konteks lees, en onthou, konteks is alles. Wanneer ons daardie gedeeltes in hul breër skriftuurlike konteks lees, is die prentjie meer genuanceerd, met ander woorde, om subtiele, delikate variasies, besonderhede of onderskeidings te hê of te toon. Byvoorbeeld, wanneer 'n onderwerp, argument of kunswerk as genuanceerd beskryf word, impliseer dit dat kompleks veelvlakkig is en nie maklik tot 'n eenvoudige swart en wit of reg of verkeerd kategorie gereduseer kan word nie. Nou, 'n sleutelvers wat dikwels bespreek word is as volg: Levitikus 17 vers 11. Want die siel van die vlees is in die bloed, en ek het dit aan julle op die altaar gegee om vir julle siele versoening te doen. Die Torah sê nie dat elke individuele daad van vergifnis altyd gepaard moet gaan met 'n onmiddellike offer op daardie presiese oomblik nie. Inteendeel, dit bied bloedversoening aan as die Elohim geordende basis vir die hantering van sonde
binne die verbondstelsel. Hier is 'n paar belangrike kontekstuele punte. Nommer 1. Daar is eintlik nie bloedofferandes in die Torah. Een van die sterkste voorbeelde is die arme man se graanoffer in Levitikus hoofstuk 5. 'n Persoon wat te arm was om diere te bekostig, kon fynmeel bring vir sekere sondes en die priester sou vir hom versoening doen. Kritici sê dit weerlê die noodsaaklikheid van bloed. Maar in konteks, dit was 'n beperkte uitsondering vir die armes. Dit het gefunksioneer binne die reeds bestaande offerstelsel wat op bloedversoening gesentreer was. Die altaar self was reeds deur bloed gewy. Daaglikse, jaarlikse en verbondsoffers wat bloed behels het, was voortdurend vir Israel geoffer. Die meeloffer was dus nie 'n onafhanklike alternatiewe godsdiens vir bloedversoening nie. Dit het binne 'n bloedgevestigde verbondsraamwerk gefunksioneer. Punt nommer 2. Bekering was nog altyd noodsaaklik. Die Tanakh, oftewel Ou Testament, leer herhaaldelik dat offers sonder bekering waardeloos is. Byvoorbeeld, die profete veroordeel leë rituele, sien gerus Jesaja hoofstuk 1, Hosea 6 vers 6 en Amos hoofstuk 5. Elohim wou gehoorsaamheid, genade, nederigheid en bekering hê, nie meganiese rituele nie. Maar dit beteken nie dat offers betekenloos was nie. Die profete het skynheilige offers gekritiseer, nie die offerstelsel self afgeskaf nie. Dit is soortgelyk aan om te sê, gebed sonder opregtheid is waardeloos. Dit beteken nie dat gebed self afgeskaf is nie. Punt nommer 3. Sommige sondes het geen gewone offerande gehad nie. Dit is nog 'n belangrike kontekstuele kwessie. Sekere hoogmoedige of opsetlike sondes in die Torah het ernstige strawwe en geen roetineofferande middel gehad nie. Voorbeeld, Numeri 15 vers 30 tot 31. Maar die siel wat iets moedswillig doen, van die kinders van die land of van die vreemdelinge, hy onteer Jahwe, en daardie siel moet uitgeroei word onder sy volk uit, want die woord van Jahwe het hy verag en sy gebod verbreek. Daardie siel moet sekerlik uitgeroei word, sy ongeregtigheid is op hom. Dit beteken dat vergifnis in die skrif uiteindelik gegrond is op Elohim se genade en verbondsgenade, nie bloot rituele meganika nie. Koning Dawid het dit verstaan na sy sonde met Batseba. In Psalm 51 sê hy, U het geen behae in offerande nie, anders sou ek dit gee. Dawid het nie offerande heeltemal verwerp nie. Onder die Torah was daar eintlik geen normale offerande voorgeskryf vir wat hy gedoen het nie. Dus werp hy homself geheel en al op Elohim se genade en ontferming. Tog gebeur dit binne Israel se verbondsverhouding, 'n verbond wat verseël en gehandhaaf word deur bloedoffer. Punt nommer 4. Die versoendag is van groot belang. Die jaarlikse Yom Kippur ritueel in Levitikus 16 is sentraal. Die hoofstuk beklemtoon herhaaldelik dat bloed voor Elohim gebring word vir versoening van die afgesonderde plek, die priesterdom en die volk. Dit word een van die sterkste fondamente vir latere besprekings oor versoening. Punt nommer 5. Judaïsme self het uiteenlopende sienings. Histories, selfs binne Judaïsme, was vergifnis nooit in 'n simplistiese bloedalleensin verstaan nie. Na die vernietiging van die Tweede Tempel in die jaar 70 na Messias, het rabbynse Judaïsme die volgende beklemtoon: bekering, gebed, liefdadigheid, vas en verbondstrouheid
Terselfdertyd is die Torah se offertaal nie uit die skrif uitgewis nie. Die kern kontekstuele kwessie. Die eintlike vraag is dus nie, kan Elohim vergewe behalwe dat 'n dier op daardie presiese oomblik geoffer word? Die skrif toon duidelik dat hy kan en wel reageer op berou en genade. Die dieper vraag is egter, watter verbondsbasis het Elohim vir vergifnis en versoening gevestig? En dwars deur die Torah bly bloedoffer sentraal tot die verbondstelsel wat Elohim ingestel het om sonde en onreinheid te hanteer. Die argument, naamlik of bloedoffers nodig was vir vergifnis van sondes of nie, bevat 'n mengsel van geldige skrifaanhalings, gevolgtrekkings wat nie noodwendig uit die tekste volg nie, en 'n aantal historiese en teologiese aannames. As die vraag is, bewys hierdie tekste dat sonde vergewe word sonder bloed en dat die leer oor Yeshua se bloed 'n Romeinse uitvinding is, dan is die antwoord nee, die aangehaalde tekste bewys dit nie. 'n Paar punte om in ag te neem. Nommer 1. Die Tanakh sê wel dat bloed met versoening verbind word. Kritici wys op tekste waar Elohim eenvoudig verklaar dat hy vergewe. Punt. Dit is waar. Elohim kan sê, ek vergewe. Maar die Torah bevat ook, en ek haal aan, want die lewe van die vlees is in die bloed, en ek het dit aan julle op die altaar gegee om vir julle siede versoening te doen. Levitikus 17 vers 11. Die feit dat Micha en Jeremia nie bloed noem nie, beteken nie dat bloed geen rol speel nie. Hulle fokus bloot op Elohim se genade en vergifnis. Dit sou wees soos om te sê, ek is genees. Die feit dat die dokter nie genoem word nie, bewys nie dat geen behandeling plaasgevind het nie. Punt nommer 2. Johannes die Doper se doop het nie die offerstelsel afgeskaf nie. Lukas 3 vers 3 sê Johannes verkondig 'n doop van bekering tot vergifnis van sondes. Maar Johannes was self 'n Judeër wat gedurende die tyd van die Tweede Tempel geleef het. Die offerstelsel het steeds gefunksioneer. Nêrens, maar nêrens sê Johannes dat die Torah se voorskrifte oor offers nou ongeldig is nie. Inteendeel, volgens die evangelies, wys Johannes later na Yeshua en sê, daar is die lam van Elohim wat die sonde van die wêreld wegneem. Johannes 1 vers 29. Punt nommer 3. Yeshua kon sondes vergewe omdat hy met goddelike gesag opgetree het. Wanneer Yeshua vir die vrou of die verlamde sê, jou sondes is vergewe, beteken dit nie noodwendig dat daar geen toekomstige versoeningswerk sou wees nie. Die argument sou andersins ook impliseer dat Yeshua nie hoef te sterf nie, maar volgens die evangelies het hy self herhaaldelik sy komende dood aangekondig. Punt nommer 4. Johannes 20 vers 23 gaan oor die verkondiging van vergifnis. Die disippels word nie onafhanklike bronne van vergifnis nie. Die teks word tradisioneel verstaan as gesag om die boodskap van vergifnis te verkondig en mense se reaksie daarop te bevestig. Punt nommer 5. Kajafas se bose bedoeling bewys nie dat Elohim nie die gebeurtenis gebruik het nie. Die argument maak 'n logiese sprong. Kajafas het slegte motiewe gehad. Daarom kan Yeshua se dood nie deel van Elohim se plan gewees het nie. Maar, liewe broers en susters, die skrif self beskryf dikwels dat mense bose bedoelings het terwyl Elohim dieselfde gebeurtenis vir sy doel gebruik. 'n bekende voorbeeld is Josef wat vir sy broer sê in Genesis 50 vers 20, julle het wel kwaad teen my bedink, maar Elohim het dit ten goeie gedink.
Selfs Johannes 11 vers 49 tot 52 dui aan dat Kajafas meer gesê het as wat hy self besef het. Punt nommer 6. Die idee dat die Romeine die leer van die kruis of folterpaal uitgedink het, bots met die vroegste bronne. Die vroegste geskrifte wat ons het, is die briewe van Paulus, geskryf dekades voordat die Romeinse ryk gelowig geword het. Daarin word Yeshua se dood reeds as sentraal tot versoening beskryf. Dit was dus nie iets wat eers eeue later deur Rome uitgevind was nie. Wat is wel waar? Daar is wel 'n belangrike skriftuurlike waarheid. Vergifnis kom uiteindelik van Elohim. Bekering, genade en Elohim se barmhartigheid word sterk beklemtoon in beide die Ou en Nuwe Testament. En Elohim vergewe nie omdat mense dit verdien nie, maar omdat hy barmhartig is. Waar sommiges verskil, is hoe Elohim daardie vergifnis bewerkstellig. Die tradisionele gelowige standpunt is nie dat bloed op sigself magiese krag het nie, maar dat Elohim deur die dood van Yeshua die Messias versoening bewerk het. Dus, die aangehaalde tekste wys wel dat Elohim vergewe en barmhartig is, maar hulle bewys nie dat die konsep van versoening deur Yeshua se dood vals is of deur Rome uitgedink was nie. Die gevolgtrekking gaan verder as wat die aangehaalde skrifte self sê. Waarom was daar tye in die Ou Testament waar Elohim mense vergewe het wat nie 'n offer gebring het nie? Vergifnis van sonde is 'n dominante skriftuurlike tema, beide in die Ou en Nuwe Testament. Wanneer Elohim 'n persoon se sonde vergewe of verskoon hy daardie persoon en bevry hom of haar van die skuld en gevolge of straf wat daardie oortreding verdien. Een van die primêre Hebreëse terme wat as vergewe vertaal word is nasa, wat beteken om te dra, op te tel of weg te dra. Hierdie woord word veral geassosieer met die vergifnis van sonde in teenstelling met die vergewe van 'n skuld. Om sonde te vergewe is om die foute, oortredings en tekortkominge van 'n ander op te tel en weg te dra. Slegs Elohim kan sonde vergewe, Markus 2 vers 7 en Lukas 5 vers 21. Wanneer hy vergewe, bevry hy die sondaar van oordeel en bevry hom van die goddelike straf van sonde wat die dood is. Sien Romeine 5 vers 12, Romeine 6 vers 23, 1 Korintiërs 15 vers 56 en Jakobus 1 vers 15. In die Tanach of Ou Testament, selfs voordat die offerstelsel vir die vergifnis van sonde ingestel was, word Majesteit Yahweh onderskei as 'n Elohim wat sonde vergewe. Sien Eksodus 32 vers 32 en Eksodus 34 vers 6 tot 9. Van nature is Elohim vergewensgesind volgens Nehemia 9 vers 17 en Daniël 9 vers 9, maar hy is ook regverdig. Hy laat sonde nie ongestraf bly nie, volgens Eksodus 34 vers 7. Die skrif illustreer duidelik dat bekering nodig is vir Elohim om sonde te vergewe. Bekering was vereis in die Ou Testament, net soos dit in die Nuwe Testament 'n vereiste bly. Verskeie skriftuurlike voorbeelde toon dat Elohim sy vergifnis weerhou het van diegene wat nie werklik berou gehad het nie. Sien gerus Deuteronomium 29 vers 20, Numeri 15 vers 30 tot 36, 1 Samuel 15 vers 27 tot 35, Jesaja 2 vers 9 en Hosea 1 vers 6. Toe mense egter van hulle sondes berou gehad het en bekeer het en na Majesteit Yahweh teruggekeer het, het hy vergifnis verleen. Sien Hosea 14 vers 2,
Jesaja 33 vers 24, Jeremia 33 vers 8, Psalm 65 vers 3 en Psalm 78 vers 38. Die psalmis het verklaar en ek quoteer: "Uiteindelik het ek al my sondes aan U bely en opgehou om my skuld weg te steek. Ek het vir myself gesê, ek sal my opstandigheid aan Jahwe bely, en U het my vergewe. Al my skuld is weg." Psalm 32 vers 5. Elohim bied ewige vergifnis van sondes aan berouvolle gelowiges gebaseer op die eenmalige versoenoffer van Yeshua die gesalfde een aan die folterpaal. Sien Hebreërs 10 vers 11 tot 12 en vergelyk dit met Levitikus 16 vers 1 tot 34 en Levitikus 17 vers 11. Ons meester Yeshua het sy bloed gestort om die verbond tussen Elohim en sy volk te bevestig. Dit is 'n offer wat vir baie uitgestort was tot vergifnis van sondes, volgens Matteus 26 vers 28. Die dood van Yeshua het die hele offerprys betaal om die vorige sondes van Ou Testamentiese gelowiges en die toekomstige sondes van Nuwe Testamentiese gelowiges op te hef en weg te dra. Sien Psalm 130 vers 8, Matteus 20 vers 28 en Efesiërs 1 vers 7. Genesis 15 vers 6 verklaar en ek quoteer: "En hy, Abraham, het in Jahwe geglo en hy het hom dit tot geregtigheid gereken." Abraham is deur geloof voor Elohim regverdig gemaak. Sien ook Romeine 4 vers 3 tot 8. Gelowiges in antieke tye het deur geloof uitgesien na die Messias se koms, net soos gelowiges vandag deur geloof terugkyk na sy koms. Die sondes van alle Adamiete wat hulle bekeer en hulle geloof in die Messias, Jahwe se seun en verlosser plaas, word nie meer teen hulle gehou nie as gevolg van die versoendood van Yeshua die Messias. Die Levitiese offerstelsel was nooit effektief in die vergewing of wegneem van sonde nie. Sien Hebreërs 10 vers 1 tot 10. Dit het wel die erns van sonde getoon en die behoefte aan 'n plaasvervanger om sonde heeltemal weg te dra. Sien gerus Levitikus 16 vers 7 tot 10 en vers 20 tot 22 en vers 26 en Jesaja 53 vers 4. Die belangrikste is dat dit vooruitgewys het na die dag wanneer Yeshua die gesalfde een sy bloed aan die folterpaal sou uitstort om die sondes van die wêreld weg te neem, volgens Johannes 1 vers 29 en 2 Korintiërs 5 vers 21. Geen offer of ritueel word van mense vereis om sonde te bedek nie. Die enigste werklik onontbeerlike offer is die perfekte offer van Yeshua die Messias. Hebreërs 10 vers 12 tot 14. Maar hy het, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van Elohim en wag nou verder totdat sy vyande gemaak is 'n voetbank van sy voete. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat afgesonder word. Hy het eens en vir altyd sy lewe afgelê, van Adam en Eva tot die laaste familie aan die einde van die dae. Hebreërs 9 vers 11 tot 12. Maar die Messias, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die plek van afsondering en 'n ewige verlossing teweeggebring. Yeshua die Messias se bloed was en bly nodig vir die vergewing van sondes. Ons lees in Romeine 3 vers 25. Hom het Elohim voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof,
om sy geregtigheid te bewys deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van Elohim. Efesiërs 1 vers 7. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy guns. Kolossense 1 vers 14 en vers 20. In wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy folterpaal. Ek sê deur hom, die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele. Hebreërs 13 vers 12. Daarom het Joshua ook, om die volk deur sy eie bloed af te sonder, buitekant die poort gelei. Openbaring 1 vers 5. En van Joshua die Messias, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed. Hebreërs 9 vers 22. En byna alles word met bloed gereinig volgens die wet of Torah. En sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. En laastens 1 Johannes 1 vers 7. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Joshua die Messias, sy seun, reinig ons van alle sonde. Halleluja!